Ek het nou hierdie afgelope week so diep gedink aan die tyd toe my mamma my universiteit toe gevat het. Julle in daai tyd Stellenbosch toe met die trein, toe kon ons nog trein ry. Nou moet jy weet hoe lyk 'n kind van Kanaven af. Net so 2-3 jaartjies op Beaufort wat nou Stellenbosch toe gaan. Ek sal hy gevoel nooit vergeet nie. Toe my mamma daar by die koshuis vir my groet, nou vat sy weer die trein terug. Hoe? Toe voel ek hom soos riet alleen in die roerkuil julle. In die afgelope week het my herinnering so teruggeloop. Jacques het gekom en hier op Teefontein, die lammers is nou oud genoeg dat hulle nou gespeen kan word. Nou sien ek die manne kom hier aan en hulle bring die ooe met die lammers aan en hulle is heel dag daar in die kraal. En toe hulle nou ry, nou het hulle die lammers op Teefontein gelos, want hulle moet nou gespeen kom, soos ek doe die tyd op Stellenbosch. En die ooe is nog gevat so 2 kampe verder, want anders breek hulle deur die draad na mekaar toe. Ai julle, toe daai cruiser hier wegry en Jacques verdwyn hier op in die kloof, toe begin daai kinders te huil. Hulle roep, en die man het nou die lammers wat nou gespeen word, daarom die krib gaan wys, dat hulle net kan sien, want hulle moet nou alleen, hulle weet waar is die krib, maar nou partykeer is 'n mens nou sonder jou maas, dan vergeet jy alles. Nou is hulle gewys waar die krib, so ek weet, hulle weet waar is die water, maar daai diere huil. Nou word dit so skemer hier op Teefontein. Die skaduwees word so lank, en die son begin so waterig raak. Julle, toe begin daar 'n koor van huile. Daar roep hulle Rietbron se kant toe, daar roep hulle Oos-Kaap se kant toe, daar roep hulle hier af. Wat is hy plek se naam? 3 Susters toe, waar's my ma? Nou dink ek, hulle gaan dan seker hier na 12 uur se kant toe bietjie stiller word, maar niks. Heel nag hulle nou lê ek hier in my komberse en nou troos ek maar met my gedagtes, nou kan ek dink hoe hy maas vanaand. Gelukkig kan ek hulle dan nou nie hoor nie. Volgende oggend vroeg dieselfde ding. Hulle huil en hulle roep. En dit is vir my so aandoenlik, of jy nou 'n voeltjie is wat uit 'n nes uitgaan, of jy nou 'n ou lammetjie is wat nou gespeen word, jy moet nou aangaan, jou ma moet nou weer daarom ook 'n bietjie gegroei kry dat jy nie so drink nie. Daai diep hartseer wat jou so trek daar waar jy wil wees. Die ou lammetjie se 2,5 dae en 'n nag aangehou huil. En toe het hulle vrede gemaak. Toe het hulle besef, okay, hulle het nou seker bedoel, ons is nou groot genoeg, ons kan nou oor die weg kom. En oom Johannes het altyd so mooi vertel, as jongman is dit nou een van die werke wat die jongmanne doen. Jy vat nou die speenlammers hier in veld toe, en jy slaap by hulle in die nag, want hulle is nou onstuimig, hulle maas is ver, en daar was mos nou nie drade en kampe en goed in daai tyd nie. Daar sê die oom, daar lê jy nou daar tussen die speenlammers, daar op 'n plek waar so 'n halwe klippe gebou is, nou nie eens 'n kraaltjie nie, maar dat hulle net voel hulle is iewers binne. Daar sê die oom, lê hy tussen hy lammers. Eers sit hy teen hulle, en as dit kouer word, dan kruip hy teen hom aan. Dan sy hart so bitter seer, dat hy nou vanaand in die veld moet slaap. Het was hom lekker, maar mens slaap ons maar lekkerder in jou eie bed, en saam met die speenlammers, wat nou so huil oor hulle moeders. Daar is siklus, wat om en om gaan. Want ons almal kom van 'n ma af.